Die menslike hulpbronfunksie, MH-funksie, is verantwoordelik vir beleide en praktyke wat te maak het met werwing, bestuur en ontslag van werknemers. Werwing behels die identifisering van vakante poste en om geskikte kandidaate te kry om aansoek te doen om die vakante poste te vul. Gedurende werwing doen die MH-bestuur 'n taakanalise wat bestaan uit 'n taakbeskrywing wat beskryf wat die pligte en verantwoordelikhede van die pos behels, asook 'n taakspesifikasie wat beskryf wat die minimum aanvaarbare persoonlike kwaliteite, vaardighede en kwalifikasies is wat benodig word vir die pos. Die MH-bestuurder maak 'n keuse tussen interne of eksterne werwingsmetodes. Interne werwing is wanneer die vakante posisie binne in die besigheid geadverteer word deur gebruik te maak van interne werwingsbronne, soos interne bulletins en nuusbriewe van die besigheid. Met eksterne werwing word vakante posisies buite die besigheid geadverteer, deur gebruik te maak van eksterne bronne, soos werwingsagentskappe en sosiale media. Seleksie vind plaas aan die einde van die werwingsproses. Die seleksieprosedure sluit in die verkryging van CV's en aansoekvorms van kandidate wat voldoen aan die minimum posvereistes. Onderhoude en nagaan van verwysings word uitgevoer met kandidate op die kortlys. Kandidate op die kortlys word genooi vir onderhoude en waar moontlik word vaardigheidstoetse afgeneem. 'n Onderhoud is 'n doelgerigte uitruil van inligting tussen die onderhoudvoerder, die werkgewer, en die aansoeker, kandidaat, om te bepaal of die kandidaat geskik is vir die pos. Dit vind plaas om die algemene karakter, sterkpunte en swakpunte van die kandidaat te assesseer. Die onderhoudvoerder se rol tydens die onderhoude sluit in om 'n stel kernvrae te ontwikkel, om te verseker dat dieselfde tyd toegestaan word aan al die gekose aansoekers. Na dit word 'n indiensnemingsaanbod gemaak aan die suksesvolle kandidaat. Die indiensnemingskontrak is 'n wetlike bindende ooreenkoms tussen die werkgewer en die werknemer, wat insluit persoonlike inligting van die werknemer, taakbeskrywing en spesifikasies, besonderhede oor vergoeding en werksure. Die wetlike vereistes van 'n indiensnemingskontrak vereis dat beide die werkgewer en werknemer moet instem tot enige veranderinge in die kontrak voordat dit geteken word. Die indiensnemingskontrak moet deur beide die werkgewer en werknemer geteken word. Nadat die indiensnemingskontrak geteken is, vind induksie of oriëntering plaas. Induksie verwys na die proses waar nuwe werknemers bekendgestel word aan die besigheid en mede-kollegas. Gedurende induksie moet die nuwe werknemer 'n toer kry van die gebou, inligting kry oor die produk en bekendgestel word aan organisatoriese strukture. Plasing is effektief wanneer die kwalifikasies, vaardighede en persoonlikheid van die geselekteerde kandidaat pas by die vereistes van die pos. Gedurende plasing stipuleer die werkgewer die verantwoordelikhede en verwagtinge van die nuwe pos uit aan die werknemer. Besighede gebruik salarisbepalingsmetodes om werknemers te vergoed. Die stukwerkvergoedingsmetode word toegepas wanneer werkers vergoed word per eenheid wat geproduseer is. Die tydverwante metode word toegepas wanneer werkers vergoed word volgens die aantal ure wat gewerk is. Byvoordele is voordele wat ontvang word bykomend tot lone en salarisse. Voorbeelde sluit in mediese fonds en personeelafslag. Verskeie wette het 'n implikasie op die MH-funksie. Byvoorbeeld, die wet op arbeidsverhoudinge maak seker dat die MH-funksie werknemers toelaat om werkplekforums te stig in die werkplek en te behoort aan vakbonde. Die wet op basiese diensvoorwaardes maak seker dat die MH-funksie voldoen aan die verskillende voorsienings soos uitgestipel in die wet. Die wet op gelyke indiensneming verseker dat die MH-funksie gelyke geleenthede in die werkplek aanmoedig en bevorder. Die wet vir die vergoeding vir werksverwante beserings en siektes maak seker dat die MH-funksie dit verstaan
en toepas rakende werkplekongelukke, beserings en sterftes.